maak ons oor toe voordat ons verder gaan en ons vra die Here se seën op ons studie. Onse Vader in die hemel, dankie dat U seun gestuur het. Dankie dat hy na ons toegekom het met een doel. En dit is om ons die waarheid te gee. Die duiwel is 'n leienaar en hy het hierdie wêreld vol leuns gemaak. Maar dankie liewe Jesus dat U gekom het en aan ons die waarheid geopenbaar het. Terwyl ons nou van U lewe studeer, mag ons so gevul word met die verlange om net na U te kan kyk, om U te volg, om U te dien. En mag U naam verheerlik word in ons. Ons vra dit, liewe Jesus, in U naam. Amen. Vandag is die laaste lesstudie van hierdie kwartaal. En ek was beïndruk om te sien dat die persoon wat die lesstudies opgestel het nie gepraat oor die kruisiging of die opstanding. Dit het ons laasweek gedoen, onthou julle. En ek het gewonder wat gaan hy nou praat, en weet jy in die Engels is die woord epiloog, wat is dit in Afrikaans? Die finale woorde of wat? Epiloog. Dis 'n anglisisme, klink vir my, nee. Wat beteken dit? Epiloog. Wat beteken dit? Nie heeltemal nie. Dit is gewoonlik as 'n mens nou, hoe kan ek sê, jou laaste woorde wil oordra. Dit is nie noodwendig 'n opsomming nie, maar dit is, sê byvoorbeeld jy is op jou doodsbed. En wat is die laaste woorde wat jy wil graag hê die mens moet onthou? Nie wat jy altyd gesê het nie, maar wat sal jy sê is die finale woorde wat jy graag wil oordra? En ek is altyd so met Johannes beïndruk, omdat hierdie Johannes wat ons nou van uitgelees het, Johannes die Evangelis, hy was nie net die een wat hierdie boek geskryf het nie, hy het 2 of 3 ander boeke ook geskryf, briewe wat hy weggestuur het, maar die een wat hy baie goed voor bekend is wat die een, waar die Here hom gebruik het. Openbaar. Nou, ek vra altyd hierdie vraag, en ek seker ek het dit hier ook gevra. Wanneer is die boek Openbaring geskryf? Wanneer mens kyk na die boek Johannes, wat een het eers gekom? Boek Openbaring of die boek Johannes? Die boek Openbaring. Die boek Openbaring is eers geskryf, en toe skryf Johannes die Evangelie. Nou, as 'n mens daaraan dink, hier is Johannes, hy is op 'n eiland, hy het die geleentheid gehad om dinge te sien wat niemand anders gesien het nie. Hy is daar ook vertel wat gaan gebeur in die toekoms. Die dinge wat die mense van die Here moet hulle self voorberei of verwag wat gaan gebeur. En wanneer dit kom by die boek Johannes, blyk dit asof hy nie eens dink aan die boek Openbaring. En dit het my laat dink, ons stel baie, hoe kan ek sê, emphasis op die boek Openbaring. Ons is mos profete, ons studeer profesie, en weet jy, ons maak onsself verskillend as die res van die ander kerke met die feit dat ons Openbaring en Daniël studeer. Maar Johannes sien dit nie so nie. Wat Johannes probeer doen, is hy openbaar nie die toekoms aan ons nie, dit het hy gedoen in die boek Openbaring.
maar hy openbaar aan ons Jesus Christus. Nou ek het gewonder, as dit kom by die einde van ons lewenstyd en ons kom by die laaste woorde, sal dit nie miskien wees om mense te sê, kyk na Jesus. Of miskien as dit moontlik is, daar's baie mense wat nie God ken nie. Wat sê Johannes hoofstuk 17 vers 3? Julle weet ek gebruik dit baie. Wat sê dit? Johannes hoofstuk 17 vers 3. Onthou Johannes hoofstuk 17 is die gebed van Jesus Christus. Maar vers 3 vertel ons iets wat baie belangrik is. Wat sê vers 3? Om jy sê uit jou Bybel voor jou, is jy besig om op te kyk. Nee, gewoonlik is hy die een wat lees, wie weet om voor hom. Johannes hoofstuk 17 vers 3. Ek gaan dit nie vir julle gee nie, jy moet lees. Hallo, die ken, die enige agter God en Jesus luister na dit. Dit is die ewige lewe. Wat is die ewige lewe? Dat hulle U ken. En dan sê dit baie interessante woord. Die waaragtige God. Nou, laas keer toe ek saam met julle was, het ek daaroor gepraat. Dat ons almal ons stempel moes gegee het om te sê dat Jesus die waaragtige God is. Hy is nie net 'n God nie, hy is 'n waaragtige God. Dit sê dat ons hele doel is om hom te leer ken. En as ek dink aan die ewigheid, baie keer as ek met mense praat, dan sê hulle vir my, ja, as ek in die hemel kom, dit gaan ek doen, ek gaan leer klavier speel. Omdat ek kon dit nie so reg kry. Of ek gaan op 'n leeu ry. Of ek gaan so iets doen, maar die ewige evangelie gaan oor, of die ewige lewe gaan oor, om God beter te leer ken. En waar begin ons? Op planeet Aarde. En die interessante ding, dit sê, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die waaragtige God, maar dan sê dit verder, wat nog? En Jesus Christus, en dan sê dit wat? Wat U gestuur het. Nou, reg daar, in die boodskap van die diens gaan ek so 'n bietjie daarop klem lê, maar die belangrike ding is om te besef, dat ons iemand moet hê, wat die waaragtige God aan ons kan openbaar. Omdat ons het hom nog nooit gesien nie. Niemand kan in sy teenwoordigheid gaan sonder dat hulle miskien sterf. Alleen die wat sonder sonde is, kan in sy teenwoordigheid staan. So, as ek kyk na hierdie slot kerngedagte van Johannes, dit gaan oor wat sê die balans van die opskrif van ons lesstudie, wat sê die balans? Wat is julle opskrif? Kom die opskrif van vandag se lesstudie? Om Jesus en sy woord te ken. Nou, ek gaan so 'n bietjie op dit uitbrei. Nou, kom ons kyk so 'n bietjie, wat sê Johannes 5:39? Dit was julle geheeteks, wat sê dit daar? Julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is nie wat van my getuig. En oor die skrifte getuig van Jesus. Maar jy is nie klaar nie, hoekom stop jy so in die middel daar? Wat sê die verder? Ek weet te sê daar, maar wat sê dit verder? Jy het nou opgehou om te lees. Die sin is nie, dit sê daar dat die doel van die skrif, dink ons, is om die ewigheid te kry, maar die ewigheid wys na Jesus Christus, maar dan sê dit verder, en dit is nie daar in daardie gedeelte, maar dit gaan nog so 'n bietjie verder. Sou iemand dit vir ons lees, asseblief? Kry, om jy het dit in jou Bybel gesien, jy draai daar. Johannes hoofstuk 5 vers 39, en dan is dit ook saamgekoppel met vers 40. Maar wat sê dit dan? Wel, lees 39 eers, en dan gaan maar net aan. Julle ondersoek die skrifte,
omdat julle meen dat julle daar in die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Gaan aan. En julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. Net so ver. Lewe is van die lewe nie aan. Okay, neem net so ver. Dit help nie dat ons besef dat die skrifte van Jesus vertel, maar ons gaan nie na toe. Verstaan wat ek probeer sê? Die doel van die woord, soos Jesus gesê, julle ondersoek dit omdat julle dink daarin is die ewige lewe. Maar wie is die ewige lewe wat die woord van praat? Jesus Christus. Nou dat ons weet dat dit Jesus Christus is, wat is die volgende stap? Gaan na hom toe. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. As ek moet vir julle vertel, ek het 'n oplossing vir julle, en die oplossing is 'n sekere persoon, en julle moet na hom toe gaan. Wat moet julle dan doen as julle nou dink dit is waarheid wat jy nou net gesê? Dan moet julle na die persoon toe gaan. Alles wat help dit dat jy weet. En dis wat Jesus sê. As julle uitgevind het dat die woord vir my praat, en dit gaan oor die ewige lewe, die volgende ding is, kom na my toe. Dit is die doel. En so as ek daarna kyk, dan sien ek dat wat ons hier moet sien, en wat Johannes probeer uitbring is, hy het oor baie dinge gepraat. Gaan saam met my nou na Johannes hoofstuk 16 toe. En Jesus is daar besig om ons vertel, hy moet teruggaan na die Vader toe en dit alles. Maar dan sê hy in vers 12, sal iemand vers 12 vir my lees asseblief? Onthou ek die rede om ek julle vra om te sien of julle nou wakker is. Nie eintlik nie, omdat ek 'n Engelse Bybel hier so voor my het, en julle moet dit in Afrikaans lees. So, weer eens, Johannes 16 vers 12 sê wat? Baie dinge is ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, en hy sal nie uit homself spreek, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Okay, kom ons stop net daar. Dit is interessant weer eens. Die Heilige Gees gee waarheid. Hy is 'n waaragtige God. Verstaan wat ek probeer sê? Dit is nie net die Vader wat waaragtig is nie, dit is nie net die Seun wat waaragtig is nie, maar dit is ook die Heilige Gees wat waaragtig is. Ek gaan dit, daar is 'n rede hoekom ek die klem op lê, maar Jesus sê, daar is baie dinge wat ek nog vir julle wil vertel. Nou die interessante ding, gaan saam met my na die laaste vers van Johannes. Wat sê die laaste vers? Vers 25 van Johannes hoofstuk 21. Wat sê die laaste vers? Ja, en daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar aan hulle een geskrywe moet word, sal die wêreld self dink ek, die geskrewe oorwin nie nog vas nie. Kyk nou, wat ons het nou net gelees, Jesus sê, daar's nog so baie dinge wat ek julle wil vertel. Maar ons lees ook dat hy so baie dinge vertel het, dat as daar boeke geskryf is oor wat hy vertel het, sou daar nie genoeg boeke gewees het nie. Dit is vir my interessant. Daar is baie dinge wat hy nog kan sê, maar hy het so baie dinge gesê, maar alles kon hy nie neergeskryf het nie. Daar sou nie genoeg boeke gewees het nie. Nou as ek daaraan dink, nou sê Johannes, die Here kon ons nog baie dinge vertel. En dan sê Johannes, ja, maar die Here het ons baie dinge vertel. Nou Johannes vat, en hy skryf 'n boek. Nou daar het hy net gesê, as alles moes neergeskryf word, dan sou daar nie genoeg boeke gewees het nie. Nou kom ons kyk so 'n bietjie daarna. Al die boeke, as hulle geskryf was, watse gedeelte sou Johannes gekies het om aan julle te oordra? Johannes, die boek Johannes. Onthou het die boek Openbaring gegee, maar vergeet dat hy die boek Openbaring gehad het. Wat doen hy? Hy het alles gesien. Hy sê, Jesus sê, daar's nog baie wat ek julle moet vertel.
Hy sê, hy het ons baie vertel dat daar nie genoeg boeke is. Nou, uit alles wat hy gesê, wat doen Johannes? Hy gaan in en hy kry die waaragtige evangelie. Jy sien, in ons wêreld, selfs in ons kerk, ons het so baie kennis van die woord. Daar is so baie waaragtige woorde wat ons het. En baie keer as ons by mense uitkom, dan weet ons nie waarom te begin nie. Moet ek oor die toestand van die dood praat? Nee. Kom ons praat oor die wêreld? Nee. Kom ons praat oor die Sabbat. Ja, jy weet ons sit vas omdat ons so baie kennis het, maar ons besef nie, Johannes het ook al daardie kennis gehad. Maar wat het hy besluit om hier te skryf? Die lewe van Jesus Christus. Ek wens ons as 'n kerk sou die evangelie van so waarde sien, dat ons nie al die ander dinge voor dit sal sit. Ek gebruik 'n voorbeeld. Ek kom by mense as besig om te sterf. Ek moet hulle red. En ek moet begin. Die eerste ding, glo jy dat God drie persone van die godheid is? Weet jy, die persoon is besig om te sterf. Ek het nie genoeg tyd nie. Wat gaan ek gee? Jy gee wat Johannes gedoen het. Jy gee die belangrikste ding. En ek wil jou vertel, dit het gebeur. Die dief aan die kruis. Hy het nie die toestand van die dood geken nie. Hy het nie geweet oor die skepping nie. Al wat hy raak gesien het, was Jesus Christus. Op die kruis. En Jesus het gesê, as ek opgeluk is, sal al die ander. Maar ons probeer mense na ons toe trek met ons kennis. Met ons wysheid. Weet jy, die probleem met Lucifer, is hy 'n derde van die engel gekry daarmee. Maar die woord leer vir my, dat dit sy kennis wat sy kortval was. Hy het gedink, hy is God. En, liewe vriende, ons as 'n kerk is baie trots. Ons is soos die Jode. Die Jode, aan hulle was gegee, die lig. Maar toe die lig van die wêreld gekom het hulle nie eens raak gesien. Omdat hulle die lig was. En, so, jy sal sien, die doel van die les vir my, die finale woorde is, wat die van die kruis gehoor het. Ek wil graag hê dat as ek by 'n mens kom, en ek het in 'n manier dit reg kry om Jesus op te lig, dat daardie persoon na my toe sal draai en sê, dat hulle sal sê, sal Jesus vir my onthou in sy koninkryk. Verstaan? Nie sal die kerk my naam in hulle boeke onthou, of dit nie, verstaan? Sal my boodskap van so waarde wees, dat in die einde, sal wat werklik moes gebeur het, dat hulle na Jesus die verlosser toe draai, en sê, onthou vir my in u koninkryk. En wat kan ek vir hulle onmiddellik sê, as ek dit gedoen het? Jesus se woorde. Ja. Vandag sê vir jou. En weet jy, baie keer het ek die voorreg van 'n mens besig is om te sterf. Om hulle te sê, vandag sê vir jou, wanneer Jesus kom en sê reg. Al het hulle nie al die leerstellings geken of afgemerk nie. Wat hulle aanvaar het, was dat Jesus Christus hulle verlos het. Punt. En hy wat die seun het die lewe. En hy wat die seun van God nie het nie die lewe. So eenvoudig. En so as ek na dit kyk, en dit is so interessant, dat die lesstudie doen seker dinge, so ek gaan saam met julle beweeg. Onthou, julle moet die lesstudie studeer, hè? Nee, ek sal uitvind of julle nie gedoen. Maar, die interessante ding, en ek wil hier saam met my blaai daar naartoe, die laaste hoofstuk, en ek wil hier moet iets sien,
deesdae is ek eintlik, dit is al wat ek kan sien, as jy na 'n kleermannetjie kyk, dan sien jy baie dinge met verskillende kleure. Maar as jy mooi na hom kyk, is hy net een kleur. Dit hang op waar sy voet lê. Maar as jy hom net op groen sit, dan word hy groen. En dit is asof die woord van die Here wat soos 'n reënboog is. Weet jy, die woord van die Here is soos 'n reënboog. Jy het baie verskillende kleure as jy so mooi kyk. Maar as jy werklik mooi kyk, dan verdwyn al die kleure en jy sien net die lig. Sien, die lig wat jy daar buite kan sien, dit is vol kleur. Maar baie keer om dit raak te sien, moet jy deur 'n bietjie van 'n druppeltjie kyk. Dan sien jy reënboog. Maar die reënboog is altyd daar. En in die woord is ons geneig om na die verskillende kleure te kyk. En ons word daar. Weet jy, soos mense, hulle sê vir my, man, ek soek 'n vrug uit. Die boom van goed en kwaad. Dit was, wat 'n soort boom? Wat 'n vrug het dit gedra? Dit moet 'n geliefkoeste vrug wees. Wat? Mango, het jy gesê? Nou, nie mango. Jy sien, die gedagte is, daar was iets in die boom wat hulle van gehou het. Die woord sê vir my, sy het na die boom gekyk en it was pleasing to her eyes. Weet jy eet nooit iets wat nie mooi lyk nie. Jy eet net wat mooi lyk. Dis hoekom ek so lelik aantrek, omdat ek nie julle moet my eet. Verstaan wat ek probeer sê, ons hou van om seker dinge, en een ding wat ek geleer van rekenaars. Jy ken mos Google. En as jy iets soek met Google, hy gaan haal dit vir jou. Ek weet nie waar haal hy dit alles uit. Agter die klippe en alles, maar hy gaan haal dit. En dit is interessant vir die volgende 40 jaar daarna, al wat jy kry van Google is, onthou jy nog kyk vir daai. Partyke gaan loer ek om te sien, waar kan ek vir myself 'n waier kry, omdat die weer so warm is. En dan kyk ek en dan sê ek was by Builders, daar sien ek nou, daar's waaiers. Maar as ek weer kyk en ek soek nie eens waaiers nie, dan kom waaiers uit. Is dit nie so nie? Dit is hoe die woord is. Wat jy soek, kan jy kry. Sonder twyfel. As jy wil sê dat die aarde moet plat wees, jy gaan dit kry. Dis daar. Daar het 10 engele op die 10 hoeke van die aarde gestaan. Daar is hy plat. Verstaan wat ek probeer sê? Maar die doel van die woord is, as jy dit studeer, wie gaan jy raak moet sien? Jesus Christus. En as jy hom raak gesien het, die volgende, soos ons lees, volgende, hy is die weg, die waarheid, en die lewe. Niks anders nie. Selfs die professor by universiteit, is nie. Ek onthou toe my kinders besig was om groot te word. En ek vertel hulle, moet dit doen, en sê, nee, die onderwyser sê wat kan. Die onderwyser was beskiklik slimmer as ek. Maar ek het gesê, ek is jou pa. Jy het in die wêreld gekom deur ons, en ek kan jou uitvat. Nie jou onderwyser. Verstaan wat jy sê, die doel is, ons moet Jesus raak sien. Nou, daar is ander dinge, maar ek gaan dit nie klem daar bly nie, maar wat ek studeer het, was, die woord van die Here sê vir my, as jy Jesus het, dan is jy nie meer onder die wraak van God nie. Het jy my gehoor? As jy Jesus het, dan word jy nie bekommerd te wees oor die Vader. Maar as jy Jesus nie het, dan moet jy oppas vir die wraak van die Vader. Dis wat die woord leer. Maar die woord sê, as jy nie Jesus het nie, dan is jy nog onder die, what's wrath in Afrikaans? Die wat? Ja, het was reg, nee. Onder die wraak van die Vader. Besef ons dit.
die enigste manier om weg te beweeg van die wraak van die Vader is om Jesus te hê. Die Vader sal nie op jou straf as jy Jesus het, maar as jy nie Jesus het, dan sê ek vir jou, moenie in die hemel kom. Moenie daar uitkom, vra vir die berg om op jou te val. Moet ek doen, maar die wraak van die Vader, die wag vir jou, en jy gaan crash. En as jy nie tande het nie, dan gaan vir jou tande gee. Verstaan wat ek probeer sê? En die interessante nou, ek het 'n klokkie gehoor. Kom ons kyk na Johannes 21 nou. Wat weet ons van Petrus? Wat lees ons van hom? Hy het Jesus verloor. Hy het gesê, ek gaan dit nie doen nie. En hoeveel van ons by Jesus vind Jesus uit, en hy is vir ons die, ons sê ook soos Petrus, na wie sal ons draai? Die woorde van waarheid. Ons besef dit, ons doen dit, en in ons harte verlang ons om nie van Jesus weg te draai nie, en dan ons al doen almal dit, ons sal dit nooit doen nie, en volgende oomblik, nie is die volgende hoofstuk, in dieselfde hoofstuk, verloor na Jesus. Hoeveel van julle is so? En dan voel ons soos Petrus. Ons besef werklik wie ons is. En dan ewe skielik is die genade deur vir ons oopgemaak. Ons is besig om weer terug te gaan waar ons was. Ons gaan vang weer vis. Nee. Ons doen wat ons... Dis 'n snaakse ding vir my. Wanneer ons Jesus los, dan gaan ons weer terug na waar ons gekom het. Omdat in 'n sekere manier, dis, ons voel tuis daar, veilig. Maar ons vind daar, vang ons geen vis nie. Ons vind daar, dat ons, selfs dit is nou nie meer die water wat ons wil drink nie. Ons het van die ware water gedrink. En ons gaan terug partykeer, ons dink, ag nee, en ons drink dan maar, dit voel nie reg nie. Dit voel nie meer. En skielik sê iemand vir jou, daar Jesus. Nou luister die mooie ding van Petrus. Ek hoor hy's nakend. Weet jy, die Afrikaans is meer duidelik as die Engelse. Te sê hy was nakend, want hy trek wat aan? Kom ons lees dit, ek weet nie of die Afrikaans is soos die een wat ek gelees het nie, maar Johannes hoofstuk 21, ons sien daar, dat Jesus vertel, gooi jy net uit, en iewers kry hulle baie vis, onthou dit. En ek wil jy vertel, daar is baie mense wat Jesus vertel, doen dit, en dan kry hulle dit, en dan is hulle aandag op die vis. Maar hulle aandag moes nie op die vis gewees het. En dan sê Johannes, hy dis Jesus. En ek wil net kyk, hy sê vers 7, kom ons lees daarvan af, hoe jy sê het om. Daarop sê die spesifiek, die eerste wie Jesus met aan Petrus, dit is die Here, en toe sien ons Petrus dit hoor, dat dit die Here is, God uit sy woord weet, want hy was naak en werd homself sien dit. Ek wil dit so 'n bietjie informasie wat hy was naak. Wat het gebeur met Adam en Eva toe hulle van die boom geëet het? Ja. Jy sien, Johannes was, die Petrus was bekleed met Jesus, maar toe hy Jesus verloor het, was hy nie meer bekleed met Jesus. Hy was naak. En hy spring weer in die see, en hy sê, dit is die Here, en sovoorts, en hy kom daar uit. En weet jy, ek wonder toe hy nou daar aankom, was hy so trots. Weet jy, hy was altyd so trots, man. Maar ewe skielik staan hy daar. En hy staan in die hoekie. En dis interessant, Jesus kyk nie vir hom nie. Hy sê, hey, het julle vis, bring het.
Bring nog van daardie vis. En wat doen hy dan? Hy spring in en help hulle. Hoe om te vergiet, hy was eerst op die strand, maar hy gaan en weet jy, ek wil jou vra, hoe ver was dit, die nette van die strand? Toe jy nou? Oom sê 100 tree, dis goed, maar dis nie wat ek gelees het nie. Ek het 200 cubits gelees. Ja, maar ek sien, oom het nou iets gedoen wat ek nie gedoen het nie. Ek het nie geweet is 'n klein treetjie, maar nie eintlik 'n klein treetjie, is verkeerd. Wat is 'n cubit nie? Ek het amper dit gesien toe ek nou so maak. Hulle sê, dit is van die vingerpunt tot by jou elleboog. Jou tree is toch nog maar kort. Of miskien is daar mense as jou. Maar daar's baie mense wat 'n langer arm het. En so het dit altyd gewissel tussen 18 en nou sê 22. Dan sê hulle mos inches. Maar okay, dis nou iets anders. Maar wat ek probeer sê, hoekom daai informasie? Ek bedoel, as ek vir julle vertel, daar was 'n ongeluk en hy was op die 200 tree vir my af. Sal jy daai of sal jy sê dis was 'n ongeluk? Hoe naby jy was? Hoe kom daardie informasie? Julle wonder hoekom sê ek dit al? Skiet? Jy is ook getuie. Dit was nie diep nie. Kon nie diep genoeg wees nie. Hoe die visse daar hulle self gevind. Jy verstaan wat ek probeer sê? Ja? Ja, jy sê wat ek probeer sê, daar seker dinge. Ek bedoel, jy kan miskien so diep instap, omdat hulle was vissermanne. Ek dink in my gedagtes, julle glimlag miskien vir my, maar toe Petrus so duik in die water, slaat hy die grond onder. Was nie so diep nie. Verstaan wat ek probeer sê, dit is, ons sien sekere dinge raak. Maar dan praat ek met Petrus en hy sê vir Petrus, het jy my lief? Nou die interessante ding is, ek hoop julle het dit gelees, maar dit is waaragtig. Dit is waarheid. Die woord wat Petrus sê, wanneer hy sê, ja Here, ek het jou lief, is nie die liefde wat Jesus omgevra het. Jesus vra vir hom, het jy my agape liefde? Dit is 'n goddelike liefde. Petrus sê, ja, ek het jou lief, maar dit is 'n menslike liefde. Nou ek wil julle hierso vra, hoeveel van julle het al gesê, ek het jou lief? En jou liefde wat jy so bepaal om te sê, dit is die liefde, is nie die liefde van God. Daardie liefde van God kom alleenlik as jy die Heilige Gees het. Verstaan wat ek probeer sê? So ek kan vir die Here sê, ek het jou lief, maar wat ek nodig het, is die Heilige Gees om te sê, ek het jou agape lief. Anders is daardie liefde van my afhangend van omstandighede. As die Here goed is vir my, dan is ek jou lief, maar as jy nie my goed is vir my nie, ek nie seker of ek, weet jy, dit is soos ek en my vrou. As ek goed vir haar is, dan is sy my lief. Maar as ek nie goed vir haar is, dan is sy lief. Verstaan wat ek probeer sê? Het ek my vrou, nou kom ons vra die vraag hierso, die woord sê vir my, dat mans hulle vrouens wat? Wat hy liefde vir ons dag? Sien, dis nou nie meer agape nie, dis nou nie meer eros nie, dit is nou, jy moet die liefde van God hê vir jou vrou. Nou mans, ek vertel jou, dis onmoontlik. Alleenlik as jy die Heilige Gees in jou lewe het. So kom ons kyk so 'n bietjie. En hy vra al daardie dinge. Nou, een ding kom aanhoudend uit. Hy sê, Here, U ken. Here, U ken. En nader sê, Here, U ken alles. Glo julle dat God alles ken? Weet jy, party ons kom na my toe, dan sê hulle vir my, die aarde is deur baie tye gemaak. Jare en jare. Miljoene jare. Ons kan so 'n bietjie uitwees.
Maar so wat. Ek glo dat God weet. En so ek strei nie meer nie. En die interessante ding is, nou, voorheen is daar die werk daar die illusie. En hy bly nog nie. Ok, jammer, maar ek het dop gehou en hy bly nie self. Nou, ek hou vir daar die illusie. Maar wat ek wil sê is, dat ons kom by 'n plek waar Petrus, onthou toe hy sê, Here, ek sal jou nooit verloor nie. Wat sê Jesus vir hom? Petrus, ek vertel jou vandag, jy gaan my verloor 3 keer, voordat die haan, wel, dit sê, een plek, eenmaal, die ander een 2 maal, maar ek gee nie op van hoeveel maal nie. Jy gaan my 3 keer verloor. Nooit nie! Maar, dan sê hy verder, wanneer jy draai, dit is goeie informatie. Hy sê vir hom, jy gaan my verloor, maar hy sê ook vir hom, jy gaan terugkeer. Ja, dit is nie fantasties nie, dat die Here weet, dat as ek hom verloor, hy weet of hy gaan terugdraai. Ek hou daarvan, dat hy my ken. En, nou kom hy vir Petrus uit, en hy sê vir Petrus, voer my skaap en alles, en Nathan sê vir hom, weet jy sal wil gaan, waar jy nie wil gaan nie. Jy gaan gelei word, en ons leer daar en sê, wat het Jesus van gepraat? Sy dood, die manier van sy dood. Dis wat dit daar sê, Jesus vertel hom. En hy wil hier met Jesus iets raak sien. Het Petrus dit nou geglo? Onthou die ander het hy nie geglo. Maar hierdie een is nou, Here, jy ken alles. Jy sê, wat was die belangrikheid van hierdie woorde van Jesus? Jesus het op oor gespreek, ek ken die toekoms. Jy sal my nooit meer verloor. Jy het my. Jy gaan vir my sterf. Hy sê dit voor, daarin begin. En ek wil hier met iets saam met my gou kyk. Gaan na 2 Petrus toe. Weet jy, en 2 Petrus nou vir ons al sy informasie gee. Toe sê 2 Petrus, hoofstuk 1, Petrus sê vir ons, luister na dit, hy het dit so geglo. 2 Petrus, hoofstuk 1, Petrus sê, sal iemand vir my vanaf vers 12 lees, 2 Petrus, hoofstuk 1, vanaf vers 12. Onthou ons het nou net gelees hier so in Johannes, dat die Here vir hom gesê het, jy gaan waar jy nie wil gaan nie, en dit gaan jy weet, dis tyd vir jou te sterf. Hy sê dit vir hom. Toe hy nou in die gevangenis was, onthou jy, dit is moest in die gevangenis, met die doel dat hulle wou doodmaak. Het Petrus gedink hy gaan doodgaan in die gevangenis? Nee, omdat hy was nog nie oud nie. Hy het geloop waar hy wil loop. So hy het geweet, dis nie die einde nie. Maar kyk nou wat sê dit daar, vers 12. Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat vir julle is. Gaan aan. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tyd nodig is, om julle die herinneringe op te wek, om te weet dat die aflegging van my steeds nodig op hande is, en ons die Here Jesus Christus dit ook aan my bekend maak het. Wat sien ons daar? In sy brief wat hy nou skryf, en dis amper waar is, dis waar hy begin loop, so omtrent so klein treetjies. En waar iemand hom by die hand moes lei. En hy weet, wat die Here Jesus my vertel het. Ek is by die deur. En dan doen Petrus iets interessant. Hy draai en hy sien die disipel, weet jy, daardie vrees, die disipel wat Jesus lief het. Ek gaan eendag vir julle 'n preek oor dit doen. Dit gaan nie net oor Johannes nie. Daardie preek. Ons dink altyd net oor ons. Dit gaan oor ander ook. Maar, hy sê vir hom, hy draai om en hy sien Johannes wat so 'n bietjie agterloop. Hy sê, Here, wat van hom? Wat gaan met hom gebeur? Jy sien, hy ken alles.
Wat gaan met jou? En dan sê Jesus iets. As ek wil hê, hy moet lewe tot ek op die wolke kom. Wat het dit met jou te doen? En baie mense dink, Johannes gaan lewe tot die Here kom. Maar wat het Jesus werklik gesê daar? Vertel my, wat het hy werklik gesê? Wat Petrus moes raak sien. Onthou hy vir Jesus gesê, jy ken alles. Dis interessant, nou luister mooi na my, ek maak toe. Dis interessant, dat alles, wat ons sien as alles, is God se wil. Staan nie wat nou net alles is net alles wanneer dit God se wil is. Sien, hy het gesê, as ek wil hê, my wil, dat Johannes moet daar wees tot hy op die wolk kom. As ek dit wil, dan sal dit so wees. Jy sien, en die interessante ding, daai gedagte is iets wat ons moet aanpas. Omdat wanneer hy vir jou sê, ek gaan saam met jou wees, tot op die einde. Dit is sy wil. En dit is alles. Kan nie verander nie. En so wat ek uit die sluitende gedeelte van die lessie gekry is, om die ewigheid te hê en om te hou. Ons moet Jesus hê en ons moet hom hou. Dis al. Klaar. Dit moet jy nooit laat losgaan. Jy moet hom hê en jy moet hom vas. Kom ons maak ons toe. Onze Vader in die hemel, weer eens, ons is verbaas as ons die woord studeer. En al wat ons kan sê is, werklik Vader, U weet alles. En hier sit ons vandag en ons maak onsself oop aan U. En ons sê, lees ons hart. En asseblief Vader, mag die woorde wees dat U, soos wat U vir Petrus sê, dat ons U nooit sal vergeet. Maar dat ons sal volhard tot die einde om aan Jesus vas te hou. Liewe Jesus, ek vra dit in jou naam. Amen.